Ons gaan vanoggend voort met ons behandeling van die boek Prediker. Ons gaan saam lees Prediker 2 van vers 12 tot by vers 23. En dan gaan ons in die besonder ons aandag bepaal by vers 16 en 17 van Prediker 2. Ons luister dan na die Here se woord, Prediker 2 van vers 12 af. Daarna het ek my begewe om wysheid en onverstandigheid en dwaasheid in oënskou te neem. Want wat sal die mens kan doen wat na die koning kom, wat lankal gedoen is? Wel het ek gesien dat die wysheid die voorkeur het bo die dwaasheid, soos die lig die voorkeur het bo die duisternis. Die wyse het sy oë in sy hoof, maar die dwaas wandel in die duisternis. Maar ek het ook ingesien dat een en dieselfde lot hulle almal tref. Daarom het ek in my hart gesê, dieselfde wat die dwaas tref, sal my ook tref. Waarvoor was ek dan so buitengewoon wys? En ek het in my hart gespreek dat dit ook te vergeefs is. Want daar sal op die duur net so min gedagtenis wees van die wyse as van die dwaas, omdat in die dae wat kom alles lankal vergeet is. En hoe sterf die wyse net soos die dwaas. Daarom het ek die lewe gehaat, want die werk wat onder die son gedoen word, het my mishaag, omdat alles te vergeefs is en 'n gejaag na wind. En ek het gehaat al my arbeid wat ek onder die son met moeite verrig het, dat ek dit moet oorlaat aan 'n mens wat na my sal kom. En wie weet of hy 'n wyse sal wees of 'n dwaas, tog sal hy heers oor al my arbeid, wat ek met moeite verrig en met wysheid verwerf het onder die son. Ook dit is dan te vergeefs. Daarom het ek my begewe om my hart aan wanhoop oor te gee vanweë al die arbeid wat ek met moeite verrig het onder die son. Want daar is 'n mens wat hom met wysheid en kennis en bekwaamheid vermoei het, tog moet hy dit as deel oorgee aan 'n mens wat daaraan geen moeite bestee het nie. Ook dit is te vergeefs en 'n groot ewel. Want wat het die mens vir al sy arbeid en vir die strewe van sy hart waarmee hy hom vermoei onder die son? Want al sy dae is smarte en sy bemoeienis is verdriet. Selfs 's nags rus sy hart nie. Dit is dan ook te vergeefs. Vers 16 en vers 17 gaan ons die klem op laat val. Want daar sal op die duur net so min gedagtenis wees van die wyse as van die dwaas, omdat in die dae wat kom alles lankal vergeet is. En hoe sterf die wyse net soos die dwaas. Daarom het ek die lewe gehaat, want die werk wat onder die son gedoen word, het my mishaag, omdat alles te vergeefs is en 'n gejaag na wind. Geliefde gemeente, ons het die Here nodig om 'n lewe te kan leef wat nie haatlik is nie. Ons is van hom afhanklik daarvoor, ook om die lewe te kan lief hê. Dit het die Prediker uitgevind deur te sien hoe haatlik en wanhoopig 'n lewe sonder God is. Ons het nou 'n hele rukkie terug by die boek Prediker stil gestaan, maar ons weet nou al, hierdie boek gaan oor 'n groot lewenseksperiment. Koning Salomo, wat ons glo die boek Prediker geskryf het, soek na betekenis in die lewe. Hy soek spesifiek betekenis onder die son. Hy soek betekenis in die wêreld soos ons dit met die blote oog kan sien. Hy soek, met ander woorde, betekenis in 'n werklikheid sonder God. En teen hierdie tyd weet ons ook al, hy sukkel nogal. Keer op keer kom die Prediker tot die gevolgtrekking dat die lewe onder die son te vergeefs is en dat dit 'n gejaag na wind is. Daar is nie betekenis in nie, daar is niks vas en solied aan 'n werklikheid sonder God nie. Eers het die Prediker die wysheid spesifiek ondersoek. Hy was 'n uiters wyse man en hy het maar tot die droewige gevolgtrekking gekom dat wysheid sinneloos is. Ons onthou sy woorde uit hoofstuk 1. By baie wysheid is baie verdriet en wie kennis vermeerder, vermeerder smart.
En ons onthou toe het die prediker die stowwerige biblioteek verruil vir die buitelewe. Hy het betekenis probeer vind in vreugde en plesier. Hy het vir homself 'n paradys probeer bou. 'n Paradys sonder enige verbode vrugte, een vol allerhande tipe genot, musiek, vroue, tuine, alles wat sy hart begeer het. Dit hoor ons in hoofstuk 2 vers 1 tot 11. Maar ook daarin kon die prediker niks vastigheid kry nie. Hy kon ook daarin geen betekenis vind nie. Trouwens, die selfgemaakte paradys, so het ons gehoor, is eintlik 'n slawehuis. Dis 'n plek waarin jy niks meer is as 'n slaaf van jou eie begeertes nie. Die vreugde en plesier onder die son kon nie die prediker se diep lewensvrae beantwoord nie. En nou begin die prediker naby kom aan sy groot gevolgtrekking vir sy eksperiment, sy groot gevolgtrekking vir die eerste deel van sy boek, en daardie gevolgtrekking is in vers 24 tot 26 van hoofstuk 2. Die prediker, weet ons, teen die tyd sê nie maar net 'n klomp los dinge nie, hy maak 'n argument. En uit sy argument leer die Heilige Gees ons hoe ons moet dink oor die teenwoordige lewe. Ons leer vanuit die mond van Christus, waarin ons vervulling en ons betekenis moet soek. Maar voor die prediker by sy gevolgtrekking kom, maak hy eers nog 'n draai by die wysheid. En daarom hoor ons vandag eers van sy volgende eksperiment met die wysheid. Ons hoor dan eerste van die voordeel van die wysheid. Hoor weer die woorde van vers 12. Daarna het ek my begewe om wysheid en onverstandigheid en dwaasheid in oënskou te neem, want wat sal die mens kan doen wat na die koning kom, wat lankal gedoen is? Die prediker sit sy oë weer op wysheid en dwaasheid. Hy wil dit weer bestudeer. En die rede wat hy gee het te maak met die mens wat na hom sal kom. Hy wil seker maak sy gevolgtrekking is reg. Hy wil nie hê daar moet iemand na hom kom wat 'n eerlike ondersoek doen en dan beter werk doen as hy nie, by 'n beter of 'n ander antwoord uitkom as hy nie. Die mens wat na hom kom moet by sy gevolgtrekking uitkom. En nou hoor ons hy toets nou spesifiek die wysheid en die dwaasheid. Ons weet hy het dit reeds gedoen, maar hy doen dit weer. As jy mos op soek is na iets, dan kyk jy baie keer meer as een keer op dieselfde plek, of jy dit nie dalk gemis het nie. Jy maak seker dat jy dit nie die eerste keer misgekyk het nie, en so kom die prediker nou en hy kyk weer na wysheid en dwaasheid. Hy wil seker maak, hy het raak gesien wat daar te siene is. En as ons mooi dink, dan is hy eintlik nou juis geskik om die wysheid en die dwaasheid te ondersoek. Hy het immers nou al volgens wysheid en dwaasheid sy lewe geleef. Toe hy die eerste keer die wysheid en die dwaasheid ondersoek het, toe het hy die dwaasheid nog van 'n afstand af bekyk. Maar nou het hy die dwaasheid geleef. Sy soeke na vreugde en plesier was inderdaad 'n lewe van dwaasheid. So Salomo kan nou wat wysheid en wat dwaasheid betref, uit ervaring praat. Wysheid het hy gehad, meer as almal wat voor hom in Jerusalem was. En nou met ons, net as ons van hierdie wysheid hoor, onthou dit gaan oor blote intellektuele verstandigheid. Dis nog nie die wysheid wat by die vrees van die Here begin nie. So Salomo het wysheid gehad en dwaasheid het hy ook geleef, soos net 'n skatryk, magtige koning dit kon doen. Hy het al sy mag en sy rykdom ingespan om soveel as moontlik dwaase en onverstandige plesier te kry. Hy kon dit behoorlik doen. Nou kyk hy weer na die wysheid en die dwaasheid en hy maak 'n nuwe waarneming. Hoor weer die woorde van vers 13 en 14 van ons skrifgedeelte. Wel het ek gesien dat die wysheid die voorkeur het bo die dwaasheid, soos die lig die voorkeur het bo die duisternis. Die wyse het oë in sy hoof, maar die dwaas wandel in die duisternis. Die prediker sien dat daar tog 'n wins is van die wysheid wat daar nie by die dwaasheid is nie. Objektief en onder die son gesproke is daar nog steeds 'n voorkeur aan die wysheid bo die dwaasheid.
Wysheid is beter as dwaasheid, soos lig beter is as duisternis. Iemand wat in wysheid leef, selfs al is dit 'n intellektuele en 'n praktiese onder die son wysheid, leef darm soos iemand wat oë in sy kop het. Hy leef soos iemand wat darm so 'n bietjie kan sien waar hy loop. Maar iemand wat dwaas leef heeltemal in die duisternis. Hy kan nie sien waar hy loop nie, hy val maar net rond. Ons almal ken waarskynlik iemand waarvan ons dink daai persoon leef asof hy regtig nie oë in sy kop het nie. En ons kan inderdaad ook daarom soos die prediker erken dat wysheid sekerlik beter is as dit. Jy beskadig jouself heelwat minder as jy verstandig leef in jou werk en in jou finansies byvoorbeeld. En dit geld selfs onder die son. As jy daarom 'n flits kan gebruik wanneer die krag af is, dan is dit tog mos nog beter as niks. Dis beter om nie in 'n algehele duisternis te wees nie, selfs al is die flits maar net 'n tweede prys. So het die wysheid self wel voorkeur bo die dwaasheid. Deesdae is daar nogal baie boeke en hulpmiddels wat toegespits is op praktiese wysheid. En daar is baie mense, selfs ongelowiges, wat redelik baie van hierdie wysheid het. Daar is selfs mense wat baie sterk in ooreenstemming met die Bybelse beginsels leef, al glo hulle dit nie werklik nie. En selfs die prediker sê, dis daarom beter as dwaasheid, dis beter as onkunde. My broer en suster, as wysheid selfs onder die son voorkeur het bo die dwaasheid, dan gee dit vir ons juis rede om wysheid na te jaag. Dan gee dit vir ons juis 'n rede om 'n onderrigbare ingesteldheid te hê. Ons leef in 'n tyd waar mense al hoe minder lees en al hoe minder luister. Ons leef in 'n tyd waar mense, ook kerkmense, verkies om deur dwaasheid vermaak te word bo om iets sinvol te leer. Mense kyk makliker vulgêre en nikszeggende dinge op die televisie of op die internet as wat hulle breine oefen en iets sinvols leer. Kinders word met rekenaarspeletjies en onbeperkte televisie groot, en groot mense is baie keer net so laks om iets leersaams te doen. Dit is dus geen wonder dat depressie en bitterheid so geweldig toeneem in die samelewing nie. Mense leef basies op intellektuele gemorskos. Hulle leef vir korttermyn vervulling. En dit het die prediker reeds gesien en ervaar as iets wat slegter is as die wysheid. 'n Leersame ingesteldheid is beter vir geluk en vrede oor die lang termyn. As dit so is, selfs vir die ongelowiges, hoeveel te meer vir ons. Ons wat glo, kan na die wêreld kyk met 'n veel dieper wysheid as die ongelowiges. Ons ken immers die Here wat dit alles gemaak het. Ons sien hom daarin. Ons ken sy wil, ons ken sy beloftes. Hoeveel te meer moet ons nie dus 'n leersame ingesteldheid hê nie. Die Heilige Gees werk in ons onrigbare harte, en daarom moet ons by uitnemendheid die wysheid soek bo die dwaasheid. Daarom moet ons by uitnemendheid nugter leef, soos mense wat oë in ons koppe het. In Spreuke 9 vers 13 vergelyk Salomo wysheid en dwaasheid met 2 vrouens, en dan hoor ons, vrou dwaasheid is onrustig, pure eenvoudigheid en heeltemal onkundig. Laat ons tog beywer om nie so te wees nie. Wysheid het voorkeur bo die dwaasheid, selfs al is dit 'n wysheid onder die son. Maar nou leer die prediker ons egter ook van die beperktheid van die wysheid. Die prediker het die voordeel van onder die son wysheid geleer, maar hy het ook eerlik die beperkings daarvan geleer. Die prediker het gesien, wysheid is voordelig bo die dwaasheid, maar dan hoor ons in vers 14 tot 16, maar ek het ook ingesien dat een en dieselfde lot hulle almal tref. Daarom het ek in my hart gesê, dieselfde wat die dwaas tref, sal my ook tref. Waarvoor was ek dan so buitengewoon wys? En ek het in my hart gespreek dat dit ook te vergeefs is, want daar sal op die duur net so min gedagtenis wees van die wyse as van die dwaas, omdat in die dae wat kom alles lankal vergeet is. En hoe sterf die wyse net soos die dwaas. Die wysheid
onder die son se eerste beperking is die dood. Die prediker sê hy het ingesien dat dieselfde uiteindelike gebeurtenis die wyses en die dwaases tref, en daardie gebeurtenis is die dood. By die dood is daar nie 'n aanneming van die persoon nie. Die dood het nie witbroodjies nie, dit tref almal sonder onderskeid. Die prediker het dit raak gesien en gewonder, maar waarom het ek dan in die naam van wysheid soveel moeite gedoen? Die wysste persoon kan moontlik nog op die ou end langs 'n uiterste dwaas in die graf lê, en op die lang duur sal mens nie eers hulle beenderre uitmekaar kan ken nie. Beide van hulle gaan op in die vergetelheid. Dit is wat die prediker ontdek het. Nie die wyse of die dwaas word onthou vir hulle wysheid of vir hulle dwaasheid nie. Dalk nog vir 'n kort rukkie na jou dood, as jy werklik uitermate wys of uitermate dwaas was. Maar soos wat die jare verbygaan, gaan jou naam maar op in die vergetelheid, ten spyte van alles wat jy gebou het, ten spyte van alles wat jy gedoen het, ten spyte van al die kennis wat jy nagejaag het, ten spyte dalk van al die vaardighede en vermoëns en talente wat jy in hierdie lewe gehad het. Die graf kom vir ons almal, en geen onder die son wysheid is bestand daarteen nie. Hoe die mens ook al planne maak om die dood te ontwyk of uit te stel, dit sal jou op die ou end inhaal. En dit is belangrik dat ons dit besef. As ons aan die dood dink, dan kan ons dalk maklik klinies sê, ja, ek weet, mense is sterflik, die graf is 'n feit. Maar broer en suster, is baie belangrik om ook aan jou eie dood te dink. Om in te sien dat die dood regtig op jouself betrekking het. Ons stel so maklik uit om daaraan te dink. Maar die prediker het die dood sy eie gemaak. Hy het ingesien dat sy wysheid, al die moeite wat hy gedoen het, om dit bymekaar te maak, dat dit saam met hom graf toe gaan. En sy wysheid sal dan net so stil wees soos die graf self. Dit is die eerste groot beperking van menslike wysheid. Dit val dubbel en dwars vas teen die graf. Die prediker het hierdie werklikheid onder die son ingesien, en broer en suster, dit het hom bitter gemaak. Ons hoor in vers 17 van ons skrifgedeelte, daarom het ek die lewe gehaat, van die werk wat onder die son gedoen word, het my mishaag, omdat alles te vergeefs is en 'n gejaag na wind. Die onafwendbaarheid van die graf het bitter in die prediker se hart gaan lê. Hy het die lewe self, die lewe onder die son gehaat. Hy het verbitterd daarteenoor gestaan, omdat hy gesien het dat wysheid en dwaasheid in dieselfde vergetelheid opgaan. Wat 'n verskriklike ding om te sê, dat jy die lewe begin haat het. Het jy al so gevoel, broer en suster? Het jy al gevoel dat jy maar liewer wil doodgaan, eerder as om verder te lewe? Die profeet Elia het by geleentheid so gevoel, toe hy onder die besembos gaan lê het, het hy vir die Here gevra om sy lewe te neem. Hy wou maar net doodgaan. En in sy geval was dit nogal spesifiek oor die toekoms, oor die toestand van die kerk. Het jy al gevoel, jy wil vir die Here vra om jou maar liewer die weg te vat? Lewensverbittering is 'n gruisame werklikheid. Dit gebeur maklik. Die duiwel versoek ons telkens om verbitterd te word wanneer daar swaar dinge met ons gebeur. Die prediker het verbitterd geraak oor die aangesig van die dood, die onafwendbaarheid van die dood. Maar daar het die prediker se verbittering ook nie gestop nie. Ons hoor in vers 18 tot 21, en ek het gehaat al my arbeid wat ek onder die son met moeite verrig het, dat ek dit moet oorlaat aan 'n mens wat na my sal kom. En wie weet of hy 'n wyse sal wees of 'n dwaas. Tog sal hy heers oor al my arbeid wat ek met moeite verrig en met wysheid verwerf het onder die son. Ook dit is dan te vergeefs. Daarom het ek my begewe om my hart aan wanhoop oor te gee vanweë al die arbeid wat ek met moeite verrig het onder die son. Want daar is 'n mens wat hom met wysheid en kennis en bekwaamheid vermoei het, tog moet hy dit as deel oorgee aan 'n mens wat daaraan geen moeite bestee het nie. Ook dit is te vergeefs
en 'n groot ewel. Die prediker se verbittering verdiep wanneer hy aan die tweede beperking van die wysheid dink. En daardie tweede beperking het alles te maak met die werk wat hy met sy wysheid, met sy vaardighede gedoen het. Al die swaar moeite waarvoor hy sy wysheid gebruik het. Wat as sy opvolger 'n dwaas is en sy werk tot niet maak? Sy wysheid en sy kennis kan hom nie daarteen beskerm nie. Die persoon wat hom as koning opvolg kan net sowel 'n dwaas wees en al sy werk ongedaan maak. Ironies genoeg was Salomo se seun en opvolger Rehabeam werklik 'n dwaas gewees. Deur sy dwaasheid het die groot ryk van Salomo in twee geskeur en die kleinste deel van Israel alleen het vir die koningshuis van Salomo oorgebly. Maar die blote gedagte aan so 'n ramp het die prediker se bitterheid verdiep. Hy het sy hart aan totale wanhoop oorgegee. Hy het ingesien dat sy wysheid ook op hierdie manier beperk is en hy het effektief opgegee op die lewe. Die blote moontlikheid dat sy arbeid deur 'n lui dwaas tot niet gemaak kan word, was vir hom verskriklik. Hierdie gedagte is vir ons as Afrikaners baie naby aan die huis. Hoeveel van ons werk uit die verlede lê aan flarde omdat dit in die hande van dwaase beland het? Hoeveel universiteite wat in ons wysheid en vaardighede opgerig is vandag eintlik maar tot niet? Hoeveel onteieende plase wat uit ons vaardighede gekultiveer is, lê vandag bloot en nutteloos omdat dit in die hande van dwaase geval het? Hoeveel instellings wat ons gebou het is vandag tot niet? En as ons maar aan die toekoms moet dink. Ons kan inderdaad ook maklik in die bitterheid verval waarvan die prediker praat. Ons kan ook maklik ons harte oorgee aan wanhoop. Ons kan opgee op die lewe, opgee in ons arbeid, omdat ons die nietigheid van ons arbeid raak sien. En dit is so hartseer, dat so baie van ons volksgenote en selfs baie van ons geloofsgenote presies dit doen. Ons ken die bitter gevolgtrekking van die prediker in vers 22 en 23 nou al goed. Want wat het die mens vir al sy arbeid en vir die strewe van sy hart, waarmee hy hom vermoei onder die son? Want al sy dae is smarte en sy bemoeienis is verdriet, selfs snags rus sy hart nie. Dit is dan ook te vergeefs. Die mens se dae is smarte, is bemoeienis, rusteloos, dis verdriet. En daardie bemoeienis, rusteloosheid en verdriet, daardie moeite kan tog so maklik vasval teen die dood. Dit kan so maklik vasval teen dwaase opvolgers. Wysheid het sy voordele beslis, maar die wysheid se voordele word oorskadu deur sy beperkings. Menslike wysheid kan jou nie beskerm teen verdriet en bitterheid nie. Dit kan jou nie beskerm teen die dood nie. Dit kan jou nie beskerm daarteen dat dwaase opvolgers die werk van jou hande verydel nie. Dit het Salomo van sy wysheid besef. Nee, vir ons om nie verbitter te raak teenoor die lewe nie, het ons 'n groter wysheid as die van Salomo nodig. Ons het iemand meer as Salomo nodig. Iemand wie se wysheid nie vasval teen die graf nie. Iemand wie se wysheid en vernuf nie verydel kan word deur een of ander dwaase opvolger nie. Ons het, broer en suster, goddelike wysheid nodig. Ons het God se wysheid in Christus nodig. Ons weet mos, dit is volgens Kolossense 2 vers 3, die Here in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. En dit is in Jesus spesifiek wat God die verborge skatte van sy wysheid aan ons ontdek. Dit is in Christus wat hy die heerlike voortreffelikheid van sy wysheid openbaar. Want ag broer en suster, laat ons tog dit mooi oordink. God se wysheid, soos ons dit in Christus leer ken, is 'n wysheid wat nie vasval teen die graf nie, hoegenaamd nie. Dit is 'n wysheid wat die graf van binne af oopbreek. Dit is 'n wysheid wat die dood tot niet maak deur die dood heen. 'n Wysheid wat die graf tot niet maak deur die graf.
Kan ons dit bedink? Dit is beslis veel meer as wat ons met ons verstand kan besyfer of bevat. Die prediker het gesien dat een en dieselfde lot, die wyse en die dwaas tref. Die dood kom vir almal, wys of dwaas. Die Bybel noem die dood selfs die weg van almal op aarde. En Jesus het beslis voor sy kruisdood 'n voortreffelike wysheid tot openbaring gebring. Hy kon immers op 12-jarige ouderdom reeds in die tempel vanuit die woord van die Here onderrig. Hy kon sy teestanders se monde snoer omdat sy wysheid hulle wysheid by verre oortref het. Hy het geweet hoe om die Fariseërs en die Sadduseërs wat die intellektueel en godsdienstige elite van sy tyd was, soos dwaase te laat lyk. Sy preke en sy toesprake het skares mense geboei. Dit het skares mense stom gelaat. Aan sy wysheid was dit duidelik, meer as Salomo is hier. Maar daar, aan die kruis, het dit nie gelyk asof daardie wysheid hom kon beskerm teen die graf nie. Dit het ook nie gelyk asof daardie wysheid beskerming kon bied teen hartsverbittering nie. Dink maar net, Jesus het gesterf soos 'n lae misdadiger, en dit terwyl hy mense genees het van hulle siektes, dit terwyl hy lewens verander het deur duiwels uit te dryf, dit terwyl selfs die regter wat hom veroordeel het geweet het, hy is onskuldig. So op die oog af het sy dood beslis gelyk soos een groot rede tot verbittering, een groot rede om die lewe te haat. As dieselfde lot wat lae misdadigers en dwaase tref, daarom nou vir hom tref, wat is nou werklik die sin van dit alles? As hy ook maar die weg van almal op aarde moet loop, watter hoop is daar vir ons? Maar hier kom die wysheid te pas. Hier kom God se wysheid, wat alle menslike wysheid oortref tot openbaring. Jesus se dood was nie maar net dieselfde lot wat almal tref nie. Dit was nie maar net die weg van almal op aarde nie. Nee, Jesus se dood was iets veel meer. Dit was nie maar net die lot van elke mens wat hom getref het nie, dit was die volle gewig van God se toorn wat hom getref het. Dit was die volle omvang van die Almagtige se verbondswraak wat hom getref het. En dit, terwyl hy dit nie verdien het nie, maar dit, terwyl ons dit wel verdien. Jesus se dood was meer as maar net 'n gewone dood, want hy het dit gesterf vir elkeen wat die Vader aan hom gegee het. Dit was meer as maar net 'n gewone lot, want dit was die vleesgeworde seun van God, wat die gerig, die oordeel van God deurgegaan het in die plek van elkeen wat waarlik in hom glo. Dit was 'n gebeurtenis waar tydens die Here Jesus die bittere beker van die wraak van God om ons onthaalwe leeg gedrink het, tot die laaste druppel toe. Dit was nie maar net die weg van almal op aarde nie, dit was die offer van alle offers. En dit was 'n voor God welgevallige offer. En daarom het die Vader die lewe aan Jesus teruggegee. En op die 3de dag het die wysheid van God werklik, lewend en verheerlik, aan die ander kant van die graf gestaan. Ons kan inderdaad by hierdie gebeure die woorde van Paulus in Romeine 11 vers 33 tot 36 oordink. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee dat dit hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Jesus wat God se wysheid is, staan in heerlikheid aan die ander kant van die dood. God se wysheid het nie teen die dood vasgeval nie. En weet jy, broer en suster, as die Gees van Christus in ons woon, en as ons deur die geloof van Jesus deel het, dan is ons eintlik ook reeds aan die ander kant van die graf. Ons is
aan die ander kant van die graf as 'n vloekdood. Ons is aan die ander kant van die graf as 'n straf vir ons sonde. Daarom sê Kolossense 3 vers 3 ook, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. En Christus is vanweë God se alles oortreffende wysheid ons dood en 'n sekere sin agter die rug. Ons lewe is in Christus vir ons gebere. Dis nog nie ten volle geopenbaar nie, maar dit is reeds daar. As ons in Jesus glo, op hom vertrou vir ons redding, dan het ons die ewige lewe reeds. Dan is die graf vir ons nie 'n vloekdood nie, maar 'n deurgang na die hemelse heerlikheid. En dan hoef ons nie die lewe te haat nie, en dan mag ons nie die lewe haat of verbitter daarteenoor staan nie. Die lot wat ons tref is nie maar net die weg van almal op aarde nie. Dit lei tot meetsnoere wat in lieflike plekke val en 'n erfdeel wat wonderskoon is. En in Jesus hoef ons ook nie in wanhoop te verval oor die werk van ons hande nie. Sy wysheid val nie vas teen dwaase opvolging nie, want Jesus gee sy amp nie aan enige iemand af nie. Hy staan vir ewig in sy amp. En dit beteken ons werk is deur sy intrede vir ewig voor die oë van die Vader welgevallig, aanneemlik. Wat hier op aarde met die arbeid van ons hande gebeur, is irrelevant, want in die gedagtes van God bly dit vir ewig relevant. Hy wil vir altyd daaraan dink as ons dit werklik vir hom doen. Geliefde gemeente, so hoor ons dus van die heerlike skatte van God se wysheid. Sy wysheid het die dood oorwin en die werk van sy hande kan nie verydel word nie. Hou daarom deur die krag van die Heilige Gees vas aan Jesus Christus, hy wat die wysheid van God is. Hou aan hom vas, sodat bitterheid en wanhoop jou nie oorweldig nie. In hom kan ons die woorde van Psalm 16 vers 8 tot 11 van harte glo. Ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my eer juig, ook sal my vlees in veiligheid woon, want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat U gunsgenoot verderwing sien nie. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor U aangesig. Lieflikhede in U regterhand vir ewig. Amen.